asseblief julle Bybels oop by Johannes hoofstuk 14. En ons gaan nou so 'n paar gedeeltes lees uit hoofstuk 14, 15 en 16. Wat in hierdie hoofstukke lê ons baie mooi die leer van die Heilige Gees as trooster en wat Jesus daar beloof het van die trooster. Dis nou die Heilige Gees en dan ook die belydenis is die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 11. As julle kan ook daar oopmaak as julle wil. Gaan so stuk vir stuk ook daar deurgaan met die prediking. Goed, maar kom ons lees eers en ons lees vanaf vers 12 van Johannes 14. Ons begin daar. Dit lees: Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my en ek in julle. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my liefhet, en wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom: Here, hoe is dit dat u aan ons u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie liefhet nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En dan gaan ons nou hoofstuk 15 vers 23, en dan lees ons tot vers 16 van hoofstuk 16. So 15 vers 23, wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie die werke onder hulle gedoen het, wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde hê nie, maar nou het hulle dit gesien, en tog het hulle my sowel as my Vader gehaat. Maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehaat. Maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig, en julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig.
Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. 'n Klein tydjie en julle sal my nie sien nie, en weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, omdat ek na die Vader gaan. En dit is die woord van die Here. Dan artikel 11 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Die opskrif is die godheid van die Heilige Gees. En dan bely ons glo en bely ook dat die Heilige Gees van ewigheid van die Vader en die Seun uitgaan. Dat hy nie gemaak of geskep of gebore is nie, maar van albei slegs uitgaan. Dat hy in orde die derde persoon in die drie eenheid is. Dat hy van een en dieselfde wese, majesteit en heerlikheid as die Vader en die Seun is. Dat hy inderdaad ware en ewige God is, soos die Heilige Gees of die Heilige Skrif ons leer. Vanaand staan ons stil by die leer oor die godheid van die Heilige Gees. En ons gaan sien, wat is die groot taak van die Heilige Gees? Waar kom die Heilige Gees vandaan? Wanneer die Gees in mense begin werk, is die Gees slegs 'n krag van God. As iemand die Heilige Gees ontvang, beteken dit dat hy sy in tale moet kan praat. Daar's baie verwarring buite in die wêreld, ook in terme van die werk van die Heilige Gees, want mense kry baie keer hierdie aantuiging dat die Heilige Gees is nie by 'n kerk teenwoordig as daar nie byvoorbeeld in tale gepraat word, of as daar wonderwerke gedoen word en so aan nie. En baie keer dan maak hulle die afleiding uit die boek Handelinge, en goed, in 'n sin is dit ook wat Jesus hier sê, die apostels sal groter werke doen wanneer Jesus weggaan, en mense sien dit ook wanneer hulle begin met die bediening, dan sien jy hulle praat in tale, verstaanbare tale. Dis ietsie wat Jesus nou nie gedoen het tydens sy bediening nie. Maar daai groot werke op die ou einde wys daarna dat die Heilige Gees het in so 'n mate gewerk in hierdie disippels van Jesus, dat daar soveel mense tot bekering gekom het, nê? 3000 met daai eerste uitstorting, of die uitstorting van die Heilige Gees, en toe daai net daarna, toe Petrus daai preek gegee het, was daar hierdie hordes mense wat tot bekering gekom het. Die evangelie het versprei oor die hele wêreld heen, en in daai sin het die disippels groter werke gedoen as Jesus toe hy op die aarde was. Maar goed, so dit is belangrik dat ons stil staan by die leer van die Heilige Gees, want daar is baie verwarring, en ons moet werklik weet, wat is die taak en die werk van die Heilige Gees? Dit is vir ons tot groot vermaning, groot bemoediging, as ons weet wie die Gees is, wat hy doen, hoekom hy gegee is. So dit is belangrik dat ons vanaand ook daarby stil staan. In ons teksgedeelte wat ons gelees het, in vers 16 van hoofstuk 14, dan sê dit, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster, 'n parakletos, die Griekse woord daar is parakletos. Hy sal 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. So dis 'n ander trooster, so dit is nog interessant, sê nie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n trooster gee nie, maar dit sê 'n ander trooster gee. So wie was die trooster op daardie stadium? Dit was Jesus wat by hulle is. Nou gaan Jesus weggaan, en hy gaan vir hulle 'n ander trooster gee. En nou is die trooster hierdie Heilige Gees. Jesus is op daai stadium hulle trooster, en hy gaan ook die trooster wees in die hemel. So ons is eintlik aan alle kante is ons gedek, want Jesus is nou die ene wat vir ons intree in die hemel. Hy is die trooster daar, hy is die parakletos daar in die hemel. Maar ons het die Heilige Gees wat by ons is in ons werk as gelowiges, en hy is nou ons trooster of ons helper. Nou daardie woord parakletos, as jy dit nou letterlik vertaal, dan sê dit eintlik, hy is die een wat langs ons kom staan in hierdie wêreld. Parakletos, dis nogal mooi. Hy kom staan langs ons, hy bestry ons saak, hy tree vir ons in, hy help en beskerm ons. Jesus word ook die parakletos genoem, ons kry dit daar in 1 Johannes 2 vers 1. Dit sê daar, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n
voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. So daai woord parakletos word daar vertaal met voorspraak. Dis nou in 1 Johannes 2 vers 1. En dis Jesus wat nou ons parakletos in die hemel is. So ons het hierdie helper en het op aarde by ons en het ons dit nodig. Nou, ons het dit baie nodig, want ons gewetens hou nie op om ons aan te kla nie. Die duiwel is nie alleen die groot verleier nie, maar die duiwel is ook die aanklaer wat my en ander gelowiges skuldig verklaar. Asof redding van myself afhang van hoe goed ek is en nie afhang van hoe goed Jesus was nie. Maar die Heilige Gees wat in my woon, troos my. So teenoor die aanklagte van my eie gewete, die duiwel en die mense van die wêreld, rig hy my geloofsoog op die kruis. En daar is die belangrike dinge. Hy laat my kyk buite myself na ons Here Jesus, wat vir al my sondes ten volle betaal het. So maak nie saak wat se aanklagte na ons toe kom nie, soos ons die skrif lees en ons gedagtes daardeur op ons Here Jesus plaas, dan sê ek maar, nee, ek hoor die aanklagtes dat ek nie goed genoeg is nie, maar dit is heeltemal reg, want Jesus is goed genoeg. Jy sien hoe help die Heilige Gees ons, nê? Dit is nie op onsself vertrou nie, maar aanhou vertrou op ons Here Jesus. So dit is die taak uiteindelik van die Heilige Gees, en dis ietsie wat ons nie moet mis in hierdie gedeeltes wat ons gelees het nie. Die taak, die doel van die Heilige Gees is Jesus, om Jesus te verheerlik. En julle ken daai beeld, en ek dink ek het dit al genoem van, as jy kyk na 'n lig, dan 'n straatlig by 'n gebou, dan is die doel van die lig nie die lig self nie, maar die lig om of die mooi gebou te verlig, of die pad te verlig waarop jy loop. So die lig is daar, sodat jy kan fokus op hierdie objek. En dit is presies wat die Heilige Gees is. Hy is asof hy daai lig is, maar jy moet nie fokus op die lig nie, jy moet fokus op dit waarna die lig wys, wat die lig wil verhelder. En dit is wat die Heilige Gees wil doen. En doen. Johannes 14 vers 26. Hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dit is sy doel. Die Heilige Gees se doel is om ons te herinner aan wat Jesus sê, en dit is sy woord. Daarom dat ons die woord en die Gees nie kan skei nie. Ons sê mos baie keer, die Here werk deur sy woord en sy Gees, nooit alleen, deur sy woord en deur sy Gees, en is altyd saam. Johannes 15 vers 26, hy, dis nou die Gees, sal van my getuig. En dan Johannes 16 vers 14 is, hy sal my verheerlik. Hy sal my ophef. Die Heilige Gees sal Jesus verheerlik. Dit is die werk van die Heilige Gees, om Jesus te verheerlik. So as mens sou vra, is daar die werk van die Heilige Gees in hierdie gemeente? Of is daar die werk van die Heilige Gees in hierdie gesin? Dan gaan mens sê, dan moet mens vra, goed, in daardie kerk, in daardie huisgesin, in daardie persoon se lewe, getuig hierdie persoon van Jesus. Is hierdie persoon lief vir Jesus? En dan gaan mens kan sê, as die antwoord ja is, die Heilige Gees is werklik besig om hier te werk. En natuurlik weer eens, hoe word Jesus verheerlik? Deur dit wat in die woord staan as waar te aanvaar oor Jesus, dit te glo en daarna toe te vlug, elke dag opnuut. So waarmee help die Heilige Gees my? Om my oë meer en meer op Jesus te plaas. Hy is die fokus. Hy sal my verheerlik, Johannes 16 vers 14. En daar is nog 'n vers wat mense kan onthou. Dit som dit so mooi op. Die Heilige Gees sal Jesus verheerlik. So as jy in 'n kerk kom en die mense val plat en daar is hierdie tale wat gepraat word en hulle maak mense kampsdag gesond, maar daar's nie Jesus nie en Jesus word nie verkondig nie, dan is daar nie die Heilige Gees nie. Dis basies wat daar gebeur. Daar's nie die Heilige Gees nie, dis iets anderste. Dis miskien 'n skouspel, 'n sirkus wat daar aangaan. Hy sal kom en hy sal die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dit is wat
die Heilige Gees sal doen deur die woord. Hy gaan mense oortuig van julle is van nature, is julle onder die oordeel van God, die regverdige oordeel van God. So die Heilige Gees gaan jou oortuig van sonde. Maar dit gaan jou ook oortuig van die geregtigheid. Die geregtigheid wat Jesus bewerk het. Jesus wat opgestaan het en die dood oorwin het en sê jy kan nou reg by God wees deur die werk van Jesus. En dan van oordeel. Jesus gaan terugkom om te oordeel. Die Satan is geoordeel, God se vyande gaan geoordeel word. Jy sien dit gaan alles oor Jesus. Dit is die fokus van die Heilige Gees. Hy sal my verheerlik. Johannes 16 vers 14. Nou wanneer hy dan, dis nou die Heilige Gees in mense werk, jy kan sien nog, die Heilige Gees bring verandering, dit oortuig van sonde, dit oortuig van geregtigheid, dit gee hoop, dis daai oordeel oor die boosheid, so daar is daai wonderlike vreugde wat die Heilige Gees in mense werk. Maar uiteindelik is dit ook die Heilige Gees dan wat jou meer lief maak vir die Here se gebooie. Daar is nogal 'n ding om die Here te volg, om vrug te dra. Johannes 14 vers 14 tot 16 sê: As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. So hierdie vers sê nie as julle enigiets of iets in my naam vra, sal ek dit doen, beteken nie as ek bid vir R1 miljoen, dan gaan die Here môre R1 miljoen in jou rekening inbetaal nie. Dis nie wat hier gesê word nie. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. So wat Jesus hier sê is dat as ons hom liefhet, moet ons sy gebooie bewaar. Maar hoe kan ons as ons so van nature geneig is teen die Here se gebooie? Wel, vra vir die Here. Vra hom en hy sal dit doen. Hy sal jou help. Hy sal jou help deur sy woord en sy gees. Ons is nooit apart van die woord nie. Ons kan nie die woord en die gees skei nie. Ons mag dit nooit doen nie. En dan weer in vers 16 daar van Johannes 14 dan word maar dit eintlik dieselfde gesê. In ander woorde, en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid, en dan is om die gebooie te bewaar. So dit is die doel, in die praktiese doel in die lewe van die gelowiges. So daar's 'n ander implikasie natuurlik, is dat as die Heilige Gees by ons gaan bly vir ewig, en is die Heilige Gees, nee, dis God self, en ons gaan nou sien, hy is God self, ons gaan nou kyk na die bewyse, maar God wat in ons werk, en vir daai rede, die implikasie daarvan is, ons kan nooit uit God se hande weggeruk word nie. Ons gaan nooit geskei word van God se liefde nie. Johannes 10 vers 28 tot 30 sê dit, en Romeine 8 vers 35 tot 39, niks kan my van God se liefde skei nie. En ek is vir ewig behoue, want ek het die Heilige Gees ontvang. Jy sien, jy kan nie jou geloof verloor nie. Dis onmoontlik wanneer jy die Heilige Gees het en jy vertrou op Jesus, want dit is natuurlik nou die bewys van dat jy die Heilige Gees het, is dat jy Jesus omhels en jy besef hoe nodig jy hom het. Dan beteken jy gaan vir ewig behoue bly. Wanneer ek nie weet wat om te bid nie, tree hy selfs vir my in met onuitspreeklike sigtinge. Daar in Romeine 8 vers 26 hoor ons dit. So jy het werklik hierdie helper, hierdie trooster, hierdie advokaat, hierdie parakletos. Dan is die vraag maar, goed, dit is wat die Heilige Gees doen, maar waar kom die Heilige Gees vandaan? Waar kom hy vandaan? So hy is hier in ons, waar kom hy vandaan? Hy werk ook nog in die skepping, mens moet ook dit erken. Mens sien in die Ou Testament ook hoe hy vaardig geraak het, selfs oor ongelowiges, as jy dink aan Saul, nee? Hoe hy gawes gekry het ook vir sy koningskap. Dit beteken nie noodwendig dat Saul dan 'n gelowige was, of enige ander persoon 'n gelowig was, wat die Heilige Gees oor hulle ontvang het nie. Maar dit is die Heilige Gees wat nog steeds in die skepping werk, sodat mense talente kry, of dat hulle dinge kan doen. Dis die Heilige Gees wat se werk, en dit is wat ons moet erken. Maar ons bely in die Nederlandse geloofsbelydenis dat die Heilige Gees van ewigheid, so is voor die skepping, voor die hemel en die aarde geskep is, van die Vader en die Seun uitgaan. So hy gaan nie net van die Vader uit nie, hy gaan nie net van die Seun nie, hy gaan van die Vader uit.
dat hy nie gemaak of geskep of gebore is nie, maar van albei slegs uitgaan. Want dit is wat die skrif leer. In Psalm 33 vers 6, dit is nou wat ons gesing het, deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Sien daar die woord in die gees. So hy was daar betrokke met die skepping. So die gees was nie geskep nie. Maar hy was voor die skepping. Psalm 104 vers 30. U stuur u gees uit, hulle word geskape, en u maak die gelaat van die aarde nuut. So dis die gees wat skep. En daarom bely ons dat hy nie gemaak of geskep of gebore is nie. Hy is van ewigheid af. En daarom was hy ook betrokke in die Ou Testament. En ook het hy in die Ou Testament gelowiges gewerk. Kyk, ons sê ook, en ons weet volgens die skrif, dat het al die geloofshelde, gelees maar in Hebreërs van hierdie skare van gelowiges, en as ons praat van hulle was gelowiges, dan sê ons mos tog hulle het geloof gehad. So hoe werk daai dan? En dit is tog die Heilige Gees wat daardie persone gewederbaar het in die Ou Testament. Natuurlik het ons nou die volle uitstorting van die Heilige Gees in die Nuwe Testament. Daar is nie net gelowiges na die opstanding van Christus nie, daar was nog altyd gelowiges van die skepping van die aarde af. In Johannes 14 vers 17, dan lees ons, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Onthou, Jesus praat hierso met die apostels voor hy dood gaan en voor hy opgestaan het. So hier is nog tegnies in die Ou Testament. En dan sê hy, hierdie Heilige Gees bly by julle. So hy sê daar, hy sê, omdat hy by julle bly. Dit sê nie, omdat hy by julle gaan bly nie, dit ook, maar dit sê nie, maar dit sê, hy bly by julle. En daar is ten minste wat die gelowige apostels dan ook moes hoor, is die Heilige Gees is nou daar by hulle, en in hulle. In 2 Korintiërs 14 vers 13, dan lees ons van die geloof wat deur die Gees gewerk is in die gelowiges in die Ou Testament, hoor gou. En omdat ons is nou in 2 Korintiërs, so Paulus skryf dit, hy sê, omdat ons nou die Nuwe Testament gelowiges, dieselfde Gees van die geloof het, soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek, glo ons ook, daarom spreek ons. So, ek het geglo, daarom het ek gespreek, is Psalm 110 vers 16. So dan sê Paulus, daar dieselfde Gees van die geloof, het soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek, glo ons ook, daarom spreek ons ook. Die Gees het die geloof in die Ou Testament gewerk, en ons sien dit ook in Psalm 51, wat ons gaan sing, verwerp nie van die aangesig nie, en neem u Heilige Gees nie van my af weg nie, sê Dawid die gelowige. So hy weet hoe nodig hy die Heilige Gees het, en as mens kyk daar in die konteks, wat ons ook gaan sing, is dat hy die Heilige Gees nodig gehad, want hy het besef, hy moet sy eie sonde ken. As nie hy vir die Heilige Gees is nie, gaan sy sonde nie bekend gemaak word nie. Dan gaan hy nie besef, hy moet vergifnis vra vir sy sonde, en dat hy nie, en sonder die Gees gaan hy nie Jesus bely en dan vergifnis van sondes ontvang nie. So die Heilige Gees is van ewigheid af, en hy kom van die Vader en die Seun, hy gaan van hulle af uit. So waarom bely ons so duidelik, dat die Heilige Gees uitgaan van beide die Vader en die Seun? Wel, hierdie leer staan bekend as die filioque stelling, wat beteken en van die Seun, filioque, beteken en van die Seun. En hieroor was daar in die geskiedenis van die kerk groot stryd, nee? Daar's 'n baie doelbewuste uitspraak in ons belydenisskrifte dat die Gees uitgaan van die Vader en die Seun, want dit is, ons gaan ons net daarna kyk, maar dit is duidelik dat die Gees uitgaan van die Vader en die Seun, want baie van hulle sal sê die Gees gaan net uit van die Vader, maar dit sien ons altyd gevolge aan 'n slegte belydenis, want as mens dit sou sê, dan skei jy die Gees van die Seun. En jy moenie dit doen.
Maar dan skei jy die gees van die woord. En dan sê jy basies, jy het nie die woord nodig vir verandering in jou lewe nie, jy het nie die gees nodig. En dan kry jy nou hierdie kerke wat so gefokus is op die gees sonder die woord en dan uiteindelik sonder Jesus. En dan sit jy met 'n probleem. En dan bely nie Jesus tot redding nie, maar eintlik die gees tot redding. So daar's baie gevolge vir 'n regte verkeerde belydenis. Dit was eers met die synode van Toledo, ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, Toledo in 589, so amper 600 jaar nadat Christus gebore is, by die synode van Toledo, is dit in die belydenis van Nicea gevoeg, hierdie ding van die filioque stelling, dat die gees uitgaan van die Vader en die Seun, en in die jaar 1054, so 1050, was dit een van die redes waarom die destydse kerk in twee geskeur het. Wel, dis ten minste die rede wat voorgehou is. En die gevolg was die ontstaan van die Rooms-Katolieke kerk in die weste. Onthou die reformatie was eers 500 jaar daarna, maar nou het jy het eintlik die groot sigbare kerk gehad, en toe het hy verdeel in twee. Jy het toe nou die Rooms-Katolieke kerk gehad in die weste, en dan in die ooste die Grieks-Ortodokse kerk. En dit is die oosterse kerk wat glo dat die Heilige Gees alleen van die Vader uitgaan. En dan sien jy die gevolg daarvan in hulle kerke vandag, waar hulle mens beskryf dit as misties. Hulle lees baie dinge in wat gebeur. Jy weet, dit is asof dit die werk van die Gees is. Want hulle skei die Gees van die woord, hulle het losgemaak van die woord. Dis die werk van die Heilige Gees. So wat is die skrifbewyse? Die skrifbewyse dat die Heilige Gees van die Vader en die Seun uitgaan, wel, in Johannes 14 vers 26 lees ons, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, so hy gaan van die Vader uit, maar ook gaan hy van die Seun uit, in Johannes 15 vers 26, wat ons gelees het, maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur. So baie mense sal miskien dan sê, dit is die Heilige Gees kom van die Vader deur die Seun. Maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur. Maar ons bely, en ons bly daarby, volgens die skrif dan, nie dat die Gees net van die Vader uitgaan nie, maar van die Seun ook. Want ons sien die gevaar ook, ons sien die gevolge. Want die fokus, as jy die woord Jesus skei van die Gees, dan is Jesus nie meer jou fokus nie. En dit is 'n probleem. Goed, die ander vraag wat baie opduik onder selfs baie kerkgroepe of sogenaamde kerkgroepe of sektes of kultus selfs is of die Gees self God is. Nou ons sê ons weet die Gees is ewig. Hy's nie geskape of hy's nie gemaak nie, hy's ook nie gebore nie. Hy kom van die Vader en die Seun af, maar is hy net 'n krag wat werk? Is hy net 'n krag wat werk? Is dit God se krag wat werk? So jy sien die effek. Of is hy God self? Nou ons sien in 'n paar gedeeltes in die skrif dat die Heilige Gees beskryf word nie as 'n dit nie. Net as 'n krag nie, maar as 'n persoon. 1 Korintiërs 2 vers 10 sê, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Dit is 'n persoon wat ondersoek. Efesiërs 4 vers 30, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Moenie die Heilige Gees van God hartseer maak nie. Dis 'n persoon wat kan hartseer wees. Nie 'n objek, 'n voorwerp of 'n krag nie. So die
Gees is 'n persoon, dit is wat ons duidelik sien. Hy is een van die 3 persone van die 3 eenheid. En die 3 eenheid sien ons in Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, sê Jesus, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis hoekom ons ook sê hy's die 3de persoon in die 3 eenheid, want hy word 3de daar genoem. So doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Is hy God? Die duidelikste gedeelte, en ons kan seker nou reeds afgelei dat hy God self is, maar in Handelinge 5 vers 1 tot 5 is seker die duidelikste gedeelte, waar dit wys dat die Heilige Gees wel God is. Hier was Ananias, saam met sy vrou Safira, hulle het gelieg, hulle het 'n eiendom verkoop, en toe het hulle gesê, hulle het eintlik die volle bedrag aan die kerk gegee, maar hulle het nie, dis nie nodig gewees om so te lieg nie. En toe sê Petrus vir Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul, om vir die Heilige Gees te lieg, en van die prys van die grond agter te hou. As dit nie verkoop was nie, het dit joune gebly. En toe dit verkoop is, was dit nie jou in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het om te lieg dan? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Want in vers 3 het hy gesê, Petrus vir hom gesê, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg? En dan in vers 4, in die einde van vers 4 sê hy, jy het nie van mense gelieg nie, maar vir God. So hy het vir die Heilige Gees, wat God is, gelieg. So daar is 'n baie belangrike teksgedeelte. Hy deel ook dieselfde eienskappe of deugde as die ander persone van die 3 eenheid. Die Gees, Psalm 139 vers 7 wys vir ons dat die Heilige Gees alomteenwoordig is. Waar sou ek heen gaan van u Gees en waarheen vlug van u aangesig? So waar sou ek heen gaan van u Gees? So die Gees is oral teenwoordig, hy is alomteenwoordig. En hy is ook alwetend, Psalm 139 vers 2. U ken my sit en my opstaan, u verstaan van ver my gedagte. So as jy dit spesifiek ook verbind met daai vers 7, van waar sou ek heen gaan van u Gees? En so sien ons dan, die Heilige Gees is God self. Is dit dan so belangrik dat ons bely hy is God? Ja, want as die Gees nie God was nie, sou ons nie die Bybel gehad het nie, ons sou nie geloof gehad het nie, ons sou nie Christendom gehad het nie, ons sou geen kerk gehad het nie, ons sou nie in stand gehou geword het nie, ons sou nie teen sonde geveg het nie, sonde sou oor ons geheers het. Deur die Gees se werk is daar 'n Bybel, ons weet, die skrif is ingegee deur die skrif, hy het manne gebruik om sy woord dan ook neer te skryf. Dit is deur die Gees se werk dat daar geloof in Jesus is, dis hy wat kom en wederbaar. Christendom is daar as gevolg van die Gees, sonder die Gees is daar nie veranderinge in gelowiges nie. In die begin was dit die werk van die Gees wat die skepping tot stand gebring het. So hy het geskep, hy was betrokke by die skepping, en dit is manne wat toegerus is, byvoorbeeld met gawes om die ark en die tabernakel te bou. Jy sien dit daar in Eksodus hoe dit beskryf word, so om die mense toe te rus, om dan die Here se sigbare woord te bedien. Maar wat belangrik is, die Gees is die ene wat die herskepping bewerkstellig. Ons praat ons van die Gees het geskep. En toe daar sonde gekom, maar hoe word daar 'n herskepping? Hoe vind daar 'n herskepping plaas? Dis deur die Heilige Gees. Titus 3 vers 5 beskryf dit so. Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. En bedink dit is die Heilige Gees wat in jou gelowige werk. God self is besig om in jou te werk. Hoe wonderlik is daardie gedagte. En dit is daar dieselfde Gees wat jou
aanhou vernuwe. Dis die Heilige Gees wat die nuwe mens bewerkstellig en in stand hou. Teenoor die ou mens, ons het nog die ou mens, maar dit is die Heilige Gees wat in ons werk. En dit is die Heilige Gees wat dan die kerk in stand hou. Dis die Heilige Gees wat mense gawes gee. Dis die Heilige Gees wat hierdie voller uitstorting was nou in die Nuwe Testament tydperk daar by Pinkster, wat nou besonder ook in die kerk werk, sodat die kerk kan uitgaan oor die hele wêreld heen. So die Gees is belangrik, en dit is belangrik dat ons sê, hy is God. Net weer eens, hoe weet jy die Heilige Gees is teenwoordig in 'n kerk? Is daai kerk op Jesus gefokus? Dis die vraag. En as die kerk sê ja, as jy sê ja, daai kerk getuig van Jesus, dan weet jy die Gees is daar. Hoe weet jy dat die Heilige Gees in jou werk? As jy lief is vir Jesus. Dis die vraag. En hoe weet jy jy's lief vir Jesus? Dit is wat Jesus daar sê. Hulle bewaar my gebooie, hulle is lief vir my gebooie. En dit is die Heilige Gees wat ons daarmee gaan help, spesifiek wanneer ons daarvoor bid. Dit is die Heilige Gees wat ons oë op Jesus plaas. Hy is die helder lamp wat ons oë op die gebou, ons Here Jesus rig. Amen.